1. Hierdie week, 6de week van lydenstyd. Ons weet dat ons kerkjaar eintlik begin advent, daar voor Kerstyd. En dan is dit Kerstyd, daarna is dit Epifanie, dan is dit Aswoensdag, dan is dit die lydenstyd waar ons nou is, van die 7 weke. En dan, na die 7de Sondag van lydenstyd, is dit Goeie Vrydag, dan Opstandingssondag, dan Paastyd, Hemelvaart, en dan Pinkster. En na Pinkster, Triniteitssondag, waar ons die drie-eenheid van God vier. Dan Koninkrykstyd vir die res van die jaar. En dan begin ons maar weer voor met Advent, die aanloop na Kersfees. En so gaan dit jaar na jaar, maar die kerk het 'n baie mooi uitgewerkte kerkjaar, waar ons aan kan sien dat die kerkjaar vir ons lei om te dink aan die verskillende elemente van verlossing, van dankbaarheid, ook oor die koninkryk tyd, te lang tyd is van die jaar. Hierdie week, soos ons dan sê, is die 6de week, so 6de Sondag van lydenstyd. Daar 7 Sondag, die 7de een is dan die Sondag voor die week van Goeie Vrydag of Goeie Vrydag. Hoop is vir julle lekker en interessant, en daarom praat ons 'n bietjie meer oor die lydenstyd en wat gebeur en wat doen Jesus in hierdie tyd met sy mense, maar ook vir ons om van te leer. Die een ding wat ons deeglik van kennis neem, is dat hy telkens in gebed gaan. Nou daaroor 'n bietjie meer. Dit is die 6de week van lydenstyd. Soos ons gesê het, daar 7 weke, volgende week die laaste een voor Goeie Vrydag. Ons dink dan aan die tyd van Jesus se lewe en aanloop tot die kruisgebeure. Vandag net iets oor die gebed, die hoëpriesterlike gebed van Johannes 17, waar hy bid lang tyd vir gelowiges, vir mense, vir die wat saam met hom leef as gelowiges, maar ook vir die wat nog tot geloof moet kom, deur die werk van gelowiges. En so besef ons dat die Here vir ons leer om te bid vir mekaar, maar ook vir ander. Maar dan besef ons ook baie, baie duidelik, dat hy hierdie gebed bid, dat daar gevolge sal wees van gelowiges se werk en dade in aksie. Dat gelowiges nie net hulle geloof vir hulself sal hou nie, maar dat gelowiges se uitreik na ander, verkondiging na ander, se praat met ander, se evangelisering of net doodgewoon voorleef vir ander mense ook tot geloof moet bring. En ons weet, ons doen dit nie om iets by God te kry nie. Nee, ons leef in dankbaarheid voor God, omdat ons gered is. Ons leef nie sodat ons iets kan kry nie. Ons leef vir God, omdat ons reeds gekry het. Die verlossing, die saligheid, die rustigheid binne ons, dat ons weet ons is kinders van die Here. Kom ons leef dan, ook in hierdie tyd, soos kinders van die Here, in dankbaarheid. Ons het klaar gekry, ons het klaar kunskap gekry, dit wat gaan hou vir hierdie tyd en tot in ewigheid. Want ons is kinders van die Here en ons sal
nie losgemaak van daardie belofte nie, geword van daardie belofte nie. Nee, God sê, eenmaal 'n kind, altyd 'n kind. Maar ons hoor dat ons 'n verpligting het. Ook in hierdie tyd, wat so 'n wonderlike tyd is in die kerklike jaar, wat ons kan praat oor Paasfeeste, die lyding van Christus, opstanding Sondag. Kom ons hou dit nie vir onsself nie. Kom ons leef ons dankbaarheid ten volle uit. Partykeer sê ons, ja, ek doen dit in my lewe, maar Jesus leer vir ons dat ons dit ook moet sê. Hy is ons voorbeeld. En as hy dan op die aarde is, dan leef hy sy dankbaarheid teenoor sy Vader uit, in woorde en in dade, en in gedagtes, en in gebede, al die maniere wat jy kan dink aan, nie net op een manier nie, want ons kan eintlik nie genoeg dankie sê vir die gawe van verlossing, vir die werking van Jesus Christus nie. Lees gerus die hoëpriesterlike gebed van Jesus, aangrypend. Johannes skryf eintlik min oor die gebeure in Getsemane, maar hy skryf hierdie gebed van Jesus, vir die mensdom, vir die gelowiges, maar ook vir die reaksie van die gelowiges in ander, wat hy verwag, wat hy weet gaan kom, wat gelowiges is, kan nie stil bly nie, wil nie stil bly, wil nie net hulle geheim van rustigheid en genade en verlossing vir hulle self hou nie. Nee, hulle wil dit deel. En as jy miskien nie die behoefte het om dit deel nie, begin daaroor praat, begin 'n entoesiasme in jouself aanwakker, en 'n gemaklikheid om vir ander te vertel van die verlossing van Jesus Christus. Begin eenvoudig, maar begin. En ons sien dat Christus se gebed vir ons daartoe aanmaan, dat daar van die lewe van gelowiges gevolge sal wees. Ja, gevolge wat in ander mense gaan wees, dat hulle tot kinders van die Here geroep sal word. Mag dit vir elkeen van julle 'n wonderlike week wees en 'n wonderlike tyd om te dink aan die verlossingswerk van Jesus Christus vir ons elkeen op die aarde.